Kom, ons praat saam oor sending. Gemeentes doen sending. Goeiemôre vriende, dit is so lekker voorreg om weer 'n bietjie op Koninkryksfokus met julle te deel en hierdie slag wil ek 'n baie interessante aspek, naamlik die Bybel, naamlik die Gideon Bybel, naamlik die ou oomies, né? Jy het seker al gehoor. En ek het so een van die ou oomies hierso, Mark Taylor, en Mark hy's 'n verteenwoordiger van die Gideons en hy gaan bietjie vir ons sy storie vertel. Maar ek dink sommer om mee te begin, waar het jy met die Bybel, met die Gideons, maar nee, nog verder, waar het jy met die Here Jesus ontmoet en te doen gekry? Ja nee, dankie Chris. Dis 'n groot voorreg vir my om met julle te praat. En soos julle kan hoor is ek meer Engels as Afrikaans. My familie, my ma en my pa was glad nie kerkmense gewees nie. Ons het groot geword in die ou Suidwes, Namibië. En al wat ek onthou van kerk is ons troues en Kersfeesdag, en dit was altyd vervelig geweest want jy moes lank wag vir iets lekkers. En daai het niemand vergaan nie, so ek was nooit by 'n begrafnis geweest nie, so ek weet nie wat het gebeur nie, maar en toe is ek op skool op koshuis en Engelse skool en baie formele kerk as ons daar op die naweke by skool was. En een van die ou tannies, ek weet nie wat hulle was, en daar 'n klein ou tannie het vir ons kom vertel van Jesus en daai klein rooi boekies uitgedeel met die sirkels en die sterretjies en die Here op die troon en ons is buite en ons moet binnekom en so aan. En ek dink daai tyd was ons 'n Bybel gegee en ek het baie gelees in daai so. Dit was baie oppervlakkige Christenskap. En toe is ons in die Oos-Kaap en my pa het eendag gesê, nee, ek en my boetie, ons moet nou, Vrydag aand moet ons na jeug toe gaan by die Methodiste kerk, is Youth Alive, en ek en my boetie gesê, wat is hierdie nou, ons weet nie van kerk, en dit is Vrydag aand na skool, daar's nie manier nie, maar dit was die begin van my loop, my wandel met die Here, en daar het ons so baie van gehad as jong mense, en so ons het gestaptoere gedoen langs die kus, en dit is in die Oos-Kaap, baie mooi wêreld. En toe het my loop met die Here 'n bietjie dieper gegaan en toe is ek in die weermag en ek is van die spore af heeltemal in parties gery, weet, soos ons was in die weermag en ek het Stanemag aangesê, toe ontmoet ek my vrou en toe ons trou, toe het ons begin meer en meer by die kerk betrokke raak. Daai tyd het my pa toe begin meer en meer preek, hy het Christen geword en my ma ook, ongelukkig is hulle geskei, maar my pa, hy was predikant, leerpredikant en so aan by die Presbyteriaanse kerk en ek lag altyd, ons is getrouwd in 'n Anglikaanse kerk met 'n Presbyteriaanse minister en ek is 'n Methodist en my vrou is 'n NG, so heeltemal 'n mengelmoes. So en toe het ons ons het begin meer ernstig loop met die Here, ek en my vrou saam, ons is op die Alpha kursusse en so aan en baie betrokke geraak by die kerk, by ons kerk in die jeug. Ek is in ons kerk word jy gewolunteerd, jy word nie gewolunteer nie, so ek is gewolunteerd om by die jeug uit te kom, en ek het dit vreeslik geniet, so ek het saam met die jeugpastoor gewerk, en so het my wandel bietjie dieper en dieper en dieper gegaan, en ek het baie ernstige spiritual warfare gehad binne in my, en het was erg geweest, regtig erg, en so in 2011 was ek op die bed gewees en ek vir die Here gepleit, asseblief Here, help my deur hierdie proses. Ek wil heeltemal verstaan, hoekom moet ek Jesus volg? Vat my stadig deur hierdie proses, laat ek mooi verstaan. En ek het al 'n paar keer die sinnespreek gesê, in Stadtruim was ons altyd by die Baptiste, ons as Methodist, ons baie konvensioneel formeel, maar die Baptiste mense, hulle steek hulle hande op in die kerk en sing en dan sing hulle die sinnespreek en die altar call en al daai goed. So ek elke keer wat daai besoeker was wat daai altar call gedoen het, het ek vorentoe gegaan. So ek is al 'n paar keer gered oor en oor, maar dit is my journey gewees en so het ek begin verstaan, dis nie nodig om oor en oor
alkohol te doen nie, maar ek wou net seker maak. Maar daai aand was in 2011 gewees. Poef, dit het toe gebeur. Ek het die sinnespreek vir die laaste keer gesê in die Bybel en van daar af het my proses, my diep wandel met die Here begin. En ja, ek het so baie stories om te vertel daarom, maar ek het nou by die Gideons aangesluit en dit is waar die testament, die goeie nuus wat ons uitdeel aan alle tipe mense, dit het my lewe verander, daai om te sien hoe word mense verander en ek het ook tronkbediening gedoen en daar kan jy sien, dit is nou die slegste van die slegstes en hoe Jesus hulle lewens verander en dis met die jong mense in die tronke en met die jeug en nou met die skole waar ons testamente uitdeel en met die tronke en die polisie en so aan. As jy daai mense se oor verander as hulle sien hierso is hoop vir hulle. En dit het my lewe heeltemal verander en toe is ek die pos aangebied vir die bedieningsambassadeur vir die Gideons om voltyds te werk in hierdie bediening. En my lewe het nou heeltemal verander. Ek kan nie glo ek werk voltyds vir die Here nie. En ja, en om in diepte te verstaan, hoekom moet ons Jesus in ons lewens hê? Dit is vir my onbeskryflik. En die Heilige Gees, hoe werk die Heilige Gees? As ek bid, word my gebede beantwoord. As ek in 'n moeilike situasie is, ek vra die Heilige Gees, help my asseblief Heilige Gees, my gebede word beantwoord. Dit is ja, my lewe het nou heeltemal verander en ek geniet dit deur en deur. So ja, dit is my storie kortliks. Dankie Chris. Wat 'n opwindende verhaal. Dit is so lekker om te hoor hoe die Here verskillende paaie met mense loop. En Mark, dankie dat jy dit gedeel het met ons en ja, dankie vir die tyd wat jy spandeer nou hierso vanmôre en ek wil nou vra dat jy ons bietjie meer oor die Gideons vertel en die werk wat julle doen en hoe jy dit dan ook prakties doen. Ja, sekerlik Chris. So, ek is nou amptelik een van daai Gideons oompies, die ou oomies wat testamente uitdeel en ek wil net vir julle almal sê, dit is nie die Gideons Bybel nie. Ons gebruik verskillende vertalings en dis gewoonlik is dit 'n testament, 'n Nuwe Testament en met Psalms en Spreuke, Psalms en Proverbs en New Testament. Ons het nog selfs Pinkers vir die dames en ons het verskillende tale en so aan. Nou hierdie testamentjies, dit is grootendeels ons werk en ons mandaat is om siele te wen vir Jesus. Dit is die enigste doel van ons, is siele te wen vir Jesus deur die assosiasie van besigheidsmanne en professionele manne en hulle vrouens. So ons doen hierdie plasings as 'n association. So ons doen die plasings in verskillende plekke soos by skole, hotelle. Ons het begin met hotelle in die ou dae 1899. Dis toe die Gideons begin het. Dit is 'n internasionale association van besigheidsmanne en professionele manne. En ons gaan uit om hierdie testamente uit te deel by die skole en so aan en dan ook by die hospitale, by klinieke. Ons het oor die 60 plekke waar ons plasings gaan doen. En dan doen ons ook, ek dink is eintlik die mees belangrikste deel van ons werk. Onthou, ons moet siele wen vir Jesus. So dit beteken one-on-one. En dit is wat ons noem, waar ons hierdie testamente deel met 'n persoon, waar die Heilige Gees vir ons sê, gaan praat met daai persoon. Deel met hom die wonderlike, die gospel, die goeie nuus. Gaan deel met daai persoon. En dan praat ons met daai persoon, dalk heeltemal total stranger. En ons het 'n proses wat ons volg met hierdie testamente as ons dit oorgee aan iemand. En ek kan dit gou met julle deel, maar die Gideons in Suid-Afrika, ons is 'n deel van die Internasionale Association. Ons is 'n klomp takke die hele land vol. Ons het nou net wat ons noem 'n scripture blitz gedoen. Ons het oor die 500,000 testamente geplaas binne 5 dae by skole, tronke, by die polisie, klinieke en so aan. Dit wys net hoe kragtig is die organisasie. Dis wonderlik. Maar dit is die Heilige Gees en daai aansporing van Jesus om hierdie goeie nuus uit te deel. Dit is nie ons nie.
Dit is die Heilige Gees wat ons die krag gee om so baie testamente te kan uitdeel en met daai netwerke en so aan. So dit is die werk wat ons doen. En dit is baie cool werk, ek moet sê. Nou hierdie testamente wat ons uitdeel, dit is baie belangrik om te verstaan. As ons uitdeel, dan gebruik ek gewoonlik 'n baie kortlikse introduction, want ons het baie keer het ons nie baie tyd, veral by die skole. Partykeer kan ons nie 'n lang boodskap gee en so aan, so ons wys hulle net hierdie is 'n gift van ons af en kry ons hierdie testamente as donations deur ons fondsinsameling en ook van oorsee. So ons het baie testamente ontvang van oorsee, want hulle weet waar ons nou werk is daar's in Engels opportunities. Ons kan nie glo hoeveel opportunities is daar hier in ons land, waar ons nog steeds by die skole kan testamente uitdeel. Dit gebeur nie oral nie. Waar ons nog by die tronke kan inkom, waar ons by die polisie kan uitdeel. So ons sit nou in Suid-Afrika met 'n baie open opportunities. En ja, we take advantage of it as much as possible. Nou met die testamentjies wat ons uitdeel, voor het ons, en ek verduidelik altyd vir die jong mense, weet jy wat, hiervoor is daar help in tyd van nood. Hoe om met die probleme van die lewe oor te kom. As jy dalk as jy's gepla, you're worried, you're weary, you've got trouble, there's temptation. Maybe you're jealous. When I ask the children in class, who's jealous? Dis so snaaks om te sien, almal mik na een persoon toe. Hulle wys altyd een persoon uit. So ek vind dit baie interessant. Wie is jaloers? En wie is depressed dalk en so aan. En dan Christian character for godly living in today's world. Mense wil weet, hoe moet ek 'n Christen wees, of hoe moet ek hierdie abundant lewe moet kan lewe, en assurance en compassion en contentment en so aan, en peace. Veral daai peace in ons harte. Dit is wat hulle wil weet. So ek wys vir hulle daar, hier's al die versies. En dan heel agter. En dit is vir my die heel belangrikste. Ek sê vir hulle altyd, heel agter is 'n spesiale boodskap van die Here aan julle jong mense. Hierdie boodskap is dat God is so lief vir jou, en hy wil 'n vriend wees van jou, en deur sy seun Jesus Christus. En hier gaan jy vir Jesus ontmoet. En hy gaan jy, as jy hom vra in jou hart in, gaan in jou hart in kom. So hierdie vers hierso moet jy hardop lees, en hier's 'n klein, it's a sinner's prayer. Hier's 'n klein gebedjie wat jy kan bid, en Jesus is dan in jou hart. Hy's jou vriend. En dit gaan jou lewe it's going to change your life totally. This walk with Jesus as your friend, working with you. En as die mense, as julle net kan verstaan hoe gretig is baie van die jong mense om hierdie testamente, hulle begin onmiddellik daardeur te blaai en te lees, en dan begin hulle vra terwyl ek nog besig is om te verduidelik hoe om hierdie testamente gebruik. En dit is vir my dis wonderbaarlik. Dit is die heel beste gedeelte van my werk, is in daai klaskamers in te stap. En ek sal vir julle sê, nee, van die klasse, en ek praat net van die skole nou, ons sit met klaskamers met 100 kinders in 'n klas, 80 kinders in 'n klas wat gebou is vir 30, 40. Die kinders, die leerders sit op banke so gesquoosh. Baie keer is dit moeilik om by die mense agteruit te kom en so aan. En dan kyk hulle jou so aan, hulle verstaan nie mooi nie, wat gaan hierdie oom nou vir ons verduidelik, wat gaan hierdie oom Lungu vir ons vertel en so aan, hulle verstaan nie mooi nie, is asof ons van 'n ander planeet afkom, en dan begin ek verduidelik, en hoe die Heilige Gees hulle aangryp, en hulle excited maak om hierdie testamente te kry, en dit is wonderbaarlik, en die ding van die Gideons ook, baie belangrik, alles wat ons doen, word in gebed gedoen, voordat ons aankom, voor hierdie selfs uit die bokse uitkom, ons bid oor die bokse, ons bid vir die skole, alles word in gebed, en om te sien, hoe werk die Heilige Gees in daai mense in, dit is vir my wonderbaarlik. Ek kan nie vir julle verduidelik, ons is in die mees rural areas gewees, en ja, selfs die skool, die hoofde is verbaas om te sien, hier kom mense met bokse aan, jy weet, en hier kom mense met gifts aan, en is hulle so verbaas om ons te sien, jy weet, want niemand kom kuier by die skole, afgeleë plekke. Kan ek bietjie vra, die skoolpersoneel, ek neem aan, jy fokus bietjie meer nou op die swart skole, is die personeel, die hoofde oop bereid om julle toe te laat?
Dis maar net 'n vraagie wat ek het. Ja, En dit dan hang af, ja, Chris, van skool tot skool. Ons het nie juis teestand gekry nie. Ons kry meer apatie. Want veral van die skole in die landelike gebiede, jy weet hulle sit met groot probleme. Jy sit met 'n skool oor die 2000 jong mense. Daar's nie genoeg onderwysers nie. Die klaskamers is nie die beste nie. Die materiaal en die leesstof en dit is daar, maar dit is baie hoëgraadse goed wat ek probeer dink aan my skool daar en daai goed as ek sien op die bord wat geskryf is moeilike goed. Maar die onderwysers en so aan baie van die skole is extremely hulpvaardig. En ons kry ook, jy weet ons het meer mense nodig. Die oes is groot, nee. Dan sê daai mense vir ons, luister, julle gee ons is lanklaas hier, asseblief, julle moet terugkom. En ons probeer elke jaar, die doel is elke jaar om vir die graad 8 te gee. Maar baie keer kom ons nie uit by al die skole, dan doen ons dit elke 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, wat ons ten minste die hele skool doen. Maar ons kan sien, daai impak op die skole, as ons dit nie gereeld doen nie, dan kan jy sien hoe gaan die skool, jy kan net sien, daar's iets fout daarso, en die juffrouens, die onderwysers en die staf van dit, hulle waardeer baie wat ons doen, maar ook, daar's 'n apatie, asof hulle 'n hoop opgegee het, en ons is maar net, jy weet, hier kom 'n klomp mense aan om testamente uit te deel, maar baie van die skole, die ouens help ons, hulle weet die impak wat ons het, veral, jy weet, as ons bid oor daai skool, ons bid 'n blessing oor die kinders, en ons sê altyd, weet, selfdissipline, ons probeer hulle motiveer ook, hulle moet luister na die juffrouens en so aan, hulle moet daai selfdissipline, hulle moet studeer, dit is baie belangrik om deel te neem aan jou skool, moet nou nie jou toekoms weggee vir iets anders nie, want jy kan sien, van die klasse, die jong mense, Nelpie, of hulle is onder die invloed, en so aan, jy weet, jy kan dit sien, en dit is vir my baie, dis sad vir my om dit te kan sien, maar ander plekke is hulle is so happy om ons te sien, ja, so, ons het half en half, sou ek sê, ons word nie weggejaag nie, die deur is nie toe nie, maar dit is, ja, dis nie altyd wat dit moet wees nie, ja. jy het net nou 'n getal genoem, hoeveel Bybels het julle nou met hierdie afgelope rondom die Met die Pinkster afgelope, en ons het in Paastyd? Mpumalanga en ja, in Mpumalanga, Limpopo, ons doen dit gewoonlik begin die Saterdag of die Sondag en dan sit die Maandag tot die Vrydag, want dis wanneer die skole oop is. Dit doen ons die groot skole dan tot so 2 uur se kant en dan doen ons die klinieke, hospitale, tronke, polisie en so aan. En dan daai volgende naweek dan doen ons werk ons, jy weet, testimonies by die kerk en met die pastore met wie ons gewerk het en so aan. So ons het oor die 500 000 testamente nou uitgedeel hierdie was 2 weke terug. 2-3 weke terug, so dit is oor die 500 000 testamente uitgedeel. Ja, prys die Here. En ons is nog steeds besig om my testamente uit te deel. Jy weet, van die skole kon ons nie almal by uitkom nie. Laasweek was ek daar in Sekhukhune-land. Dit is Jane First, Marble Hall, Groblersdal, daai gebied tussen daai 3 stede, Stoffberg, daai kant. En ons het oor die amper 4000 gaan uitdeel. Daar's nog 'n paar om te doen. Die Nelspruit gebied en dit, hulle was ook druk besig daar met die tronke en so aan daar. So ja, daar's nog ek seker ons is hier by 560 000 testamente. So prys die Here, dit is nie ons nie. Ek moet sê, dit is nie ons nie. Dit is die Here wat deur ons werk. Mark, ek het 'n bietjie gelees in op die internet en jy het 'n baie besondere webblad wat in Afrikaans en in Engels is. So the English-sprekende people that listen to Mark, he is actually more English fluent, and I can't speak English, as you can hear, but you can get all the information on both languages. I don't know if there's also for other languages something about black languages, but what I want to share with you is I will put this web link, I will put it underneath the video. Please. Okay. Yeah. Yes, and then you can look. And I just want to read one sentence here. Ek sal dit in Afrikaans lees. Die Gideons is in 1964 nasionale verenigingsstatus bereik. En sedert 1950
is meer as Bybels in Suid-Afrika geplaas. Nou hierdie syfer, ek wonder wie sal enigstens kan raai. Ek wil die luisteraars uitnooi om hierdie syfer te gaan lees, maar ek wil net vir julle sê, my ore of my verstand het net ingekry toe ek dit lees. Miljoene Bybels. Ja. Nie net 'n klompie. Ek wil nou nie die syfer lees, jy moet dit gaan kyk. Ongelooflik. So julle doen sulke wonderlike werk. Baie, baie dankie. Nog iets wat jy wil deel? Ja, Chris, die ding is nee, daai nommers is groot. En ons het verskillende tale soos in Suid-Afrika, ons het meeste van die tale Wende, Sotho, Xhosa en so aan. Maar die groot ding is nee, ons het 'n baie noue fokus. Ons deel testamente uit, maar ons regtig waar my pleit na julle toe en jou luisteraars, vat hande saam met ons. As julle pastore en dominees en so aan kerkmense is, vat hande saam met ons want ons gaan in, ons het die netwerke, ons het die supportstrukture om hierdie groot getalle testamente uit te gee en Bybels en so aan. Maar ons gaan weer terug na ons besighede toe. Ons is almal volunteers, ons werk, jy weet, die besigheidsmanne. Maar daai ministry, daai bedieningsvelde is wyd oop om vir 'n kerk in te gaan en 'n skool hande te vat en iets te begin daar by 'n skool, Bybelstudie, Student Christian Association en so aan. Daai velde is oop. Die polisiestasies, toe ons daar in Palleborre gewerk het, hulle gesê kom, ons soek julle maandag kom doen devotions, woensdae kom praat met die mense in die holding cells. So hulle soek ons. Hulle regtig waar die mense soek ons. Kom terug na die skole toe gaan, kom gee hulle motiverings toesprake en so aan, maar ons is besig, ons kan nie terug gaan Palleborre toe nie. Ek werk hier in Pretoria, verstaan, as ek van hier af kom of in die Kaap en so aan. So ons soek daai kerk, daai uitreik bedienings van die kerke moet saam met ons werk, laat hulle kan dan hulle bedieningswerk inbring nadat ons daar was en dan werk ons saam met julle en so gaan ons voort, dat ons saai, iemand moet die water gooi, iemand moet die oes gaan pluk en so aan, dit is hyper belangrik, as ek net kan vra, kom werk saam met ons asseblief. So kerkleiers kontak op die webblad, daar is die kontak inligting. En ek wil u aanmoedig as u in die gemeente uitreikbedieninge, sendingbedieninge het 'n Bybelbediening, want kontak gerus en julle kan maak kontak. Ek weet nie maak of ek jou telefoonnommer mag gee. Ja, gee my dis reg, gee my nommer en my e-mailadres. Jy het my nommer nie, Chris. Ons sal dit aan die einde net seker maak en maak toch seker, as jy video kyk, baie mense mis die inligting. Onder aan 'n video staan daar gewoonlik net so baie min inligting en dan staan daar more vir meer. En as jy dit klik, dan open daar 'n hele klomp inligting onder dit. So ja, baie dankie. Ek dink ons wil nie te lank praat nie, so maak as jy dalk nou nog 'n laaste woord kan hê, dan daar sê ek gaan daai inligting deel. Baie dankie en baie seën. En ons is opgewonde oor wat julle doen. Dankie Chris. Ek wil net sê, ja, die Here is almagtig. Die Heilige Gees, ja, ons kan niks doen sonder die Heilige Gees hier op aarde. En dan alle eer en glorie aan God ons Vader. En dit is awesome om vir Jesus direk te werk en sy goeie nuus te versprei aan almal. So ek wil net sê ek is baie bevoorreg om hier te wees vanoggend saam met jou Chris. Baie dankie. En ons sien uit om saam met julle te werk en hande te vat en sien hoe kan ons die goeie nuus versprei. Dankie. Baie dankie en mag die Here julle werk seën en mag hy julle toerus en beskerm. En ek dink aan die baie afstande wat jy ry in ons land is maar gevaarlik deesdae. Ek wil vir jou net so kort 'n gebed doen. Here Jesus, dankie vir hierdie werk, dankie vir Mark se gewilligheid en gehoorsaamheid, en ek bid in die naam van Jesus dat U hom sal beskerm en sal toerus en dat U vir hulle sal bewaar in die afstande en oop deure sal gee. Ag Here, mag ons land, mag U koninkryk in ons land kom deur U woord,
wat ook so versprei word. Ek bid dit alles in Jesus se naam. Amen. 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 Dankie. Baie dankie, groot waardering.